Wat 'n voorreg om die woord van die Here aan u te bedien. Was 'n bietjie siek hierdie week. Eerste deel van die week, maar begin bietjie beter voel, so dis goed. Dit is absoluut kardinaal dat ek en jy doen dit wat God sê. Nie doen wat ons dink ons moet doen nie. Nie dink ons eie manier op plan volg nie, maar om te hoor en te doen wat God sê, is die belangrikste ding vir my in jou lewe. En jy het my al gehoor praat, dat ek sal nooit 'n boodskap bring wat ek nie voel die Heilige Gees het vir my gegee nie. Wanneer jy 'n onderhandeling met God maak seker jy bly by jou woord en dit wat jy gesê het. Toe ek 'n prediker geword het, het ek vir die Here gesê, ek wil nie iets opmaak nie. As U nie vir my sê wat om te sê nie, ek gaan dit nie opmaak nie. Ek gaan nie net iets op die internet soek en kyk wat die boodskap of wat's die geur van die dag en vandag het ons een van daai dae. Ek het nie 'n iPad nie, ek het nie 'n boodskap nie, ek is net hier. En ek is okay daarmee. Hoe jy daarmee gaan wees, weet ek nou nie, ons sal nou maar sien. Maar die realiteit is hierdie God wat ons sê, is God, Heilige Gees, is so belangrik in jou daaglikse lewe op hierdie aarde, dat jy doen en hom hoor en hom volg. Want Jesus sê vir my en vir jou, toe hy sy disippels los en hy gaan weg van die aarde af, toe sê hy vir hulle, want hulle was bedroef, hulle was bekommerd, hulle het nie geweet wat hulle gaan doen nie. Hulle het gedink, wat gaan nou gebeur? Jy was die hele tyd saam met ons. Ja, jy het ons krag gegee om die siekes gesond te maak, om die duiwels uit te dryf. Ja, ons het wonderlike ding, maar nou gaan jy weg. En jy sê vir ons, moenie bekommerd wees nie, want ek gaan vir julle 'n ander helper stuur. Hy gaan net soos ek wees. Hulle kon dit nie begryp nie. Daar was geen begrip by hulle oor waarvan hy praat nie. En alhoewel hy al hierdie beloftes gemaak het oor en oor hierdie Gees van God wat binne in jou gaan kom woon, en hy gaan jou lei, hy gaan jou helper wees, hy gaan jou trooster wees, hy is die Gees van waarheid, hy is die Gees van openbaring, hy is die een wat alles op aarde doen namens God, en hy bly nou waar? Hy bly nou waar? So ons hoef hom nie te gaan soek ergens nie. Maar my bewustheid van hom en my wandel saam met hom en om te doen dit wat hy sê, is baie meer belangrik as my reputasie en wat ek dink oor 'n situasie. Of my opinie. Hy is God. Ons het gepraat, ek glo dit met my hele hart, ons is besig om in die seisoen in te gaan van God se heiligheid. Voor Jesus terugkom, kom hy vir 'n bruid wat rein is, wat vlekkeloos is, sonder rimpels. En God roep sy gemeente, sy kerk terug weer na heiligheid. Maar sonder God die Heilige Gees gaan ek en jy nie weet wat om te doen en hoe om dit te doen nie. En daai verhouding wat jy met God die Heilige Gees moet hê, ek kan nie vir u in woorde sê hoe belangrik dit is nie. Hoe belangrik dit u weet, hy is nie 'n krag nie, hy's nie 'n wind nie, hy's nie 'n duif nie, hy's nie 'n vuur nie, hy's God. Hy manifesteer op baie ander maniere, baie verskillende maniere. En ek waardeer hom vir sy gawes, en ek waardeer hom vir sy krag, ek waardeer hom vir sy openbaring, en ek waardeer hom dat hy weet wat jy nodig het. Maar die een ding wat ek hom beloof het, is ek sal nie praat as ek nie glo u het vir my gesê wat om te sê nie. En nou aan die begin van die jaar maak ek 'n stelling, ek sê ons gaan die heiligheid van God, dis 'n seisoen, dis nie vir hierdie jaar nie, dis 'n seisoen. So ons het tyd. En die hele week, dis nie asof ek nie voorberei nie, dis nie asof ek nie boodskappe het nie. Maar ek kan net nie
sê, as ek nie dink God die Heilige Gees sê nie. Ek kan dit nie, is onmoontlik. Sê vir my vrou vanoggend, ek kan teruggaan in my iPad, ek kan boodskappe opsoek, ek kan kyk, ek kan die Bybel oopmaak en ek kan letterlik oor enigiets praat. Dis nie vir my swaar, dis vir my moeilik nie. Ek het die Bybel gebring. Net in geval God die Heilige Gees vir my sê blaai na die en die toe. Ek het die Bybel gebring. Want ek kan hierdie boek oopmaak en waar ek hom oopmaak kan ek begin lees en ek kan daaruit preek. Dis nie moeilik nie. Maar is dit God se woord vir jou? Wanneer ons praat van 'n persoonlike verhouding met God, die Vader, Jesus die Seun en God die Heilige Gees, hoop ek u weet waarvan ons praat, of waarvan ek praat. God is heilig. Sy eerste karaktereienskap. Voor sy liefde, voor sy genade, want jy kry hierdie infiltrasie in die wêreld vandag, in die kerke. Dis okay, ek kan maar net doen wat ek wil. Dis okay, die Here verstaan my. Hy weet wat my swakhede is. Hy weet dat sy genade is genoeg. Is sy genade genoeg? Ek hoop jy sê ja, absoluut, sy genade is genoeg. Maar dit beteken ek kan net maak soos ek wil en doen wat ek wil en my lewe soos ek wil sonder dat hy enige invloed op my lewe het. Sonder dat ek enigstens met hom praat, sonder dat ek hom enigstens vra, wat is u? Wat wil u hê in die omstandigheid? Wat wil u hê in die situasie? Wat is u wil? Want dit is u wil wat ons wil hê moet geskied op hierdie aarde soos dit is in die hemel. Wat is u wil? Nou, ek vat maar net die general woord, ek vat maar net, hy sê maar net dit, en ek doen nou maar net dit en dit en dit. Vriend, daar's 'n hoër weg met die God die Heilige Gees vir my en vir jou. Waar hy jou wil lei, en hy jou wil wys, en hy jou wil leer. 2025, ek weet nie hoe ek vir jou gaan lyk nie, ek weet nie wat vir jou voorlê nie, maar dit weet ek, dat ek en jy het 'n intieme verhouding met God die Heilige Gees nodig. Jesus het hierdie verhouding met God gehad, dat hy vir my en vir jou sê, as die Vader dit nie sê nie, dan wat? Sê ek dit nie. As die Vader dit nie doen nie, dan wat? Doen ek dit nie. Ek wonder as ons lewens moet meet, hoeveel van die selflewe is nog in beheer van ons lewens? Dat wanneer ek opstaan en wanneer ek voorberei het en ek het hierdie boodskappe en God die Heilige Gees sê vir my, jy's nie reg om daai boodskap te preek nie. Jy's nie reg om in te gaan nie. Jy verstaan dit nog nie eers nie. Wat is my verantwoordelikheid? Ja, maar dis okay, ek sal gou oplees, gou 'n paar YouTubes kyk, gou kyk wat sê die en wat sê daai een oor dit en dan ek sal alright wees. Of buig ek my knie en ek sê Here, vergewe my. En miskien as ek jump ek die gun. Enigiemand al die gun gejump? Enigiemand? Julle is te skaam om te sê, né? Ja. Sy teenwoordigheid is hier. As jy kan bewus word van dit, sal jy hom voel. Ek het dit. Wat wil hy doen? Wat wil hy vir jou sê? Hy word genoem die Heilige Gees. Dis 'n rede hoekom hy Heilige Gees genoem word. Want hy's heilig. En wanneer ek en jy soos ek met hom 'n deal gemaak het of 'n onderhandeling gemaak het en gesê Here, ek gaan nie my eie ding van die kansel af praat nie, ek weier. Ek sal nie. En ek gaan u vertrou. Weet jy hoe frustrerend is vir 'n prediker om hiernatoe toe te loop en jy weet, jy kom maar deur die deur, jy's laat. Eerstens, sorry vir dit. Jy's laat, jy jag, jy dit, jou ore is geblok. Die band wil nie saam speel soos hy moet nie. Jy het niks om te sê nie. En
En tog moet jy kalm wees en rustig wees en glo dat hierdie God wat jy dien is in staat om mense se lewens te raak sonder jou betrokkenheid op 'n manier. Ek kan dit vir u eerlik sê, ek het nie 'n reputasie nie. Ek glo nie eens in 'n reputasie nie. Ek het nie een nie. Alles wat ek is, alles wat ek ooit sal wees is omdat hy is wie hy is. En ek uitverkoop is aan sy wil vir wat hy vir ons wil hê. Ons kan kom. Ek kon 'n boodskap ons kan op die internet gekyk het vandag. Ons kan vandag is daar's miljoene boodskappe wat ek en jy vandag kon gesit en geluister het saam en gepraat het en gedebatteer het en maar God die Heilige Gees wil iets doen. En ek gaan nou maar net waffel totdat ek weet wat dit is. Moenie ongemaklik raak nie. Moenie hier gaan ons, wat gaan nou gebeur nie. Hy's baie liefdevol. Hy's baie sag. Maar ek sien 'n plek in die boek van die Handelinge waar daar 2 mense is wat hulle land verkoop en van die geld terughou toe hulle na die kerk toe moes bring. Ananias en Safira. En toe Ananias by die disippels kom en hulle sê, hoeveel was die land werd? En hy sê minder as wat hy verkoop was en die Heilige Gees het vir Petrus hulle gewys dat hy jok. En hy sê vir Ananias, hy sê, hoekom het jy vir God gelieg? Hoekom het jy vir God die Heilige Gees gelieg? En hy het net daar omgeval en gesterf. En hulle het hom uitgedra en hy het sy vrou het ooreengestem om dieselfde ding te doen, dieselfde ding te sê, en toe sy inkom, nie wetende dat die man oorlede is nie, kom sy ook by die disippels en hy sê, hoeveel het jy die land voor verkoop? En sy gee die bedrag wat hulle ooreengestem het. En weer eens, hoekom het jy gedink jy kan vir die Heilige Gees lieg? Of vir God lieg? Dieselfde voete wat jou man uitgedra het, gaan jou uitdra. En sy het omgeval en gesterf. En die Bybel sê daar het 'n groot vrees oor die gemeente gekom. Maar die Here het hulle vermeerder. Elke dag, dag by dag. Want hulle het gewandel in die wete van wie God die Heilige Gees is. En wie hy in jou lewe moet wees, wie hy in my lewe moet wees. Vriend, ons is in die eindtyd. It's ramping up. En by hierdie jaar November sal jy weet waarvan ek praat. Ek wil u bemoedig. Ek wil u vriendelik waarsku dat vir hulle wat die dinge van die Here vat as 'n aanlassing tot hulle lewe, pas op dat jy nie uitgevang word nie. Jy kan nie God bylas by jou lewe nie. Hy is jou lewe. En alles anders werk om hom. Jy pas hom nie in by jou besigheid nie. Jy pas hom nie in by jou familie nie. Jy pas hom nie in by jou kinders nie. Jy pas hom nie in nie. Jy pas in. Vir die wat bereid is om te hoor dit wat die Gees van die Here vir hulle sê vandag. En hulle eie harte te toets. En te sê, wat gaan in my hart aan?
Ons hoor die skrif, ons ken die skrif. Vertrou op die Here. Met wat? Met wat? Hoeveel van jou hart? Hoeveel van ons kan werklik vandag sê, dis ek? Ek vertrou die Here met my hele hart. Daar's geen plan B nie, daar's geen plan C nie, alles is hy. Hy's nommer 1 in alles wat ek doen, in alles wat ek sê, en oral waar ek gaan, hy's die plan. My vertroue is absoluut op hom. Ek steun nie op my eie insig nie. Ek ken hom en hoeveel van my weet. Wat gebeur wanneer ek dit doen? Hy sal wat doen? My paaie gelyk maak. Dit wat moeilik lyk, dit wat onmoontlik lyk. Hoe gaan ek oor die berg kom? Hoe gaan ek deur die ding kom? Hoe gaan ek deur hierdie rivier gaan? Hoe gaan ek deur hierdie rivier gaan? Hy sal jou paaie gelyk maak. Maar dit begin deur 'n vertroue te hê in hom. Ekskuus tog. En hom te ken. Hierdie God wat ons dien, hierdie Heilige Gees, wat so deel is van ons lewe op 'n daaglikse basis, waarmee ek en jy moet kan praat en ons hart moet kan deel. Hy wil jou help. Hy wil jou leer, hy wil jou lei. Hy doen dit elke dag. In my lewe, elke dag. Maar hoe lyk my verhouding met hom? Hoeveel bid ek in die Heilige Gees? Baie mense is daai tale ding, daai gebed in die Heilige Gees, ek glo nie in dit nie. Help jouself. Dis okay. Ek het nie 'n probleem nie. Ek het nie 'n kritisie nie. Dit is die wonderlike gawe wat God vir my en jou gee om jou eie wil te hê. Om te besluit wat jy dink is reg vir jou. En om te verwerp wat jy dink is nie reg nie. Dankie. Dis God die Heilige Gees wat in ons leef en in ons bly. En ek wil hê, jy moenie senuweeagtig raak vir die gawes van die Heilige Gees. En wanneer ek begin praat in 'n klomp tale wat u nie verstaan nie, en omdat jy dit nie verstaan nie, en jy weet nie wat ek sê nie, en jy weet nie wat aangaan nie. Die Bybel sê, moenie skrik wegdink, moenie bang. Dit gaan vir my dom wees om hier voor hierdie gemeente te staan en los te bars in tale en vir u vir 30 minute te al sit en jy weet nie wat ek sê nie. Stem nie saam. Dom. Paulus sê ek praat eerder 5 woorde wat jy kan verstaan as 10,000 in 'n taal. Maar laat hy wat in 'n taal praat dit wat doen. Dit uitlê. So ek kan 'n taal praat en ek kan uitlê en vir jou sê wat ek gesê het of wat God sê. Dis nie wat ek sê nie, want ek weet nie wat ek sê nie. Dis die Heilige Gees wat deur my werk. Kom ek vra 'n vraag. En dit is net God die Heilige Gees wat dit doen. Ek luister vir my. Dit gaan nie oor wat jy van my dink nie. Dit gaan oor hierdie woord en wat hierdie woord sê en wat ek weet in my eie lewe wat werk. En om te bid in die Heilige Gees, wanneer ek nie weet wat om te bid nie. Wie kan vanmôre opstaan en ek gaan vir jou sê, ek wil hê jy moet vir my bid oor Amerika. Wat sê God oor Amerika? En dan wil ek hê jy moet opstaan die volgende een vir my bid oor Suid-Afrika. Wat sê God oor Suid-Afrika? Dan wil ek hê jy moet bid oor die ekonomie. Ek wil hê jy moet bid oor Israel. En dan wil ek jy moet opstaan en bid jy oor jou familie. Begin by oom Koos en tot by tannie Sally. En elke keer ek wil hê jy moet presies bid dit wat God vir hulle wil hê. Ek wil hê jy moet presies bid wat hy sê. En dan wil ek hê jy moet opstaan en jy moet vir dit bid en vir dit bid. Hoeveel van ons kan dit kan doen? Ek weet ek kan nie. Hoe lank gaan dit jou vat? Ek weet nie. Maar God kom en bly in my en gee vir my hierdie gawe om in die Heilige Gees te bid, dat wanneer ek nie weet wat ek moet bid nie, dan kom die Gees van God en hy begin deur my te bid. So wanneer kom ons sê jy moet saam met my wandel vir 'n dag. Gaan jy baie confused wees oor my lewe. Want jy gaan baie meer tale
hoor as wat jy Engels gaan hoor. Baie meer. Baie meer. En ek praat baie met baie mense. Maar bo dit alles gaan jy my baie meer hoor praat in tale, want ek weet nie wat ek moet bid nie. Ek weet nie wat die antwoord is nie. Ek weet nie wat die omstandigheid is nie. Maar wanneer ek begin bid, wanneer God se Gees deur my begin bid, wanneer ek myself oopstel en sê, Heilige Gees, ek ken nie die omstandigheid nie, maar vandag ek het 15 minute, ek gaan in U bid. Gebruik my gebed om mense te raak reg oor die wêreld. Daar waar iemand miskien 'n missionary is wat U nodig het, iemand wat U nie ken nie, 'n plek waar iemand 'n wonderwerk het. As iemand nie bid nie, vriend, as iemand nie intree nie, as iemand nie staan wat God se Heilige Gees, wanneer jy weet wanneer jy wakker maak, jy weet wanneer jy dringendheid voel, ek moet bid. Sê vir my vrou, ek moet gaan bid. Hoekom? Ek het nie 'n klou nie, maar ek weet, ek ken hom. Ek weet wanneer hy sê, is tyd om te bid. Dis tyd om vir jou kind te bid. Dis tyd om vir die te bid. Dan aarzel jy nie. Jy is nie 'n kwessie van, wel, ek gaan net hierdie CSI gou klaar maak en dan ja, ek gaan net besig met die kos en jy stop alles wat jy doen. En jy beweeg, want God het gepraat. En hy gee vir jou 'n oomblik in tyd om die omstandigheid te verander. As ek so 'n gawe het, wat die perfekte wil van God bid oor elke omstandigheid, hoekom sal ek dit nie gebruik? Want hulle het gesê dis verby en dis van die duiwel en dis van die. Luister vir my. Hoe lyk jou lewe? Hoe lyk jou gebedslewe sonder dit? Sonder die krag van God die Heilige Gees. En dis nie 'n oordeel nie, dis 'n uitnodiging om na jou eie lewe te kyk, veral in die tyd waar ons ingaan. Ken ek hom? Loop ek saam met hom? As jy hom nie ken nie, as jy nie gedoop is in die Heilige Gees nie, kom praat met my en ons sal nie doop in die Heilige Gees. God sal. Dis 'n gawe wat ek en jy nodig het. Ek glo dit. Daar is nie 'n manier hoe ek my geestelike wandel kan doen sonder daai gawe. Daar's nie 'n manier nie. Daar is nie 'n manier nie. Hoe ek kan deurgaan en doen wat ek doen op 'n weeklikse, daaglikse, maandelikse, jaarlikse basis sonder daai krag nie, sonder daai gawe nie. Jy sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op jou kom. Paulus het 'n uitstekende bediening gehad. Paulus sê vir my en vir jou, ek praat in tale meer as julle almal. Hoe gaan jy deur alles wat jy deurgaan? Hoe word jy gestenig, vir dood gelos, 3 keer 39 houe, in die tronke, in skipbreek, in dit alles, en dan alles wat op jou kom. En dit, hoe doen jy dit alles? Hoe doen jy dit alles en sê nog steeds verbly jou altyd in die Here? Hoe doen jy dit? Hoe kan jy dit doen? Hoe is dit moontlik? Daar's net een manier. Sy naam is God die Heilige Gees. Sonder hom, vriend, daar's nie 'n manier nie. Daai disippeltjies voor Jesus gesterf het, toe hy vir hulle sê, ek is op pad. Wat het gebeur toe hulle hom vat en hulle hom begin slaan en hulle begin sy baard uitpluk en hulle begin hom, wat het gebeur? Waar was hulle? Hulle het gehardloop, alhoewel hulle wat gesê het. Ek gaan saam met u sterwe. Maak nie saak wat hulle aan u doen nie, ek is daar. Want jy dink in jouself, is dit moontlik. Jy dink in jouself, ek is okay. Ek is okay. Ek het nie hierdie Heilige Gees nodig nie. Ek is okay. Totdat die druk kom, dan spartel hulle, is weg. Waar, wat, hoe, so, ek verstaan nie wat aangaan nie. Kruisig die Here. Hy staan op, hy verskyn aan hulle. Hulle is nog steeds, hulle is besig om weg te kruip, want hulle dink hulle is volgende. En Jesus gee vir hulle een instruksie. Gaan wag in Jerusalem. Gaan wat? Gaan preek. Gaan doen miracles, gaan genees mense doen. Gaan wag in Jerusalem. Hoekom? Totdat die Heilige Gees op julle gekom het. Want sonder hom gaan julle nie kan doen dit wat julle nodig het om te doen nie.
En die Heilige Gees het oor hulle gekom. En hulle het in begin verskillende tale praat. En Petrus preek 'n preek. Gaan lees dit asseblief in die boek van Handelinge. Jy kan nie glo dis dieselfde persoon wat Jesus 3 keer verloon het nie. Hoekom? Wat was die verskil? God die Heilige Gees. Paulus se bediening, alhoewel hulle hom oor en oor gewaarsku het wat met hom gaan gebeur, hou hy vas aan hierdie roeping van God. En hy sê vir my en vir jou, hy sê, dit wat ek geleer het, het ek nie van mense gekry nie, ek het dit by God self geleer. God het my in die woestyn ingevat, hy het my geleer. En ek is bereid om my lewe te gee vir hierdie evangelie. Ek is bereid om my lewe te gee vir die idee dat Jesus Christus deur sy Heilige Gees in my gaan kom lewe. En ek is die een wat gaan skrywe. Ek is die een wat gaan skrywe. Weet jy dan nie dat jy is nou die tempel van God en God die Heilige Gees bly in jou nie? Weet jy dan nie? Ek is die een wat gaan skrywe dat God die Heilige Gees die liefde van die Vader in jou hart uitgestort het. Aan die einde van sy bediening, alles verby was, sê hy die woorde. Kom ek lees vir julle Handelinge 28. Ek lees van vers 22. Hulle sê, ons wil graag van jou hoor hoe jy oor die hele aangeleentheid dink. Want ons verneem dat hierdie splintergroep oral omstrede is. Hulle het toe 'n dag met hom vasgemaak en op daardie dag het daar nog meer mense na sy blyplek gekom. Van vroeg die môre tot laat die aand het Paulus vir hulle die koningsheerskappy van God verduidelik en daaroor getuig. Hy het hulle uit die wet van Moses en uit die profete probeer oortuig van Jesus. Sy woorde het party oortuig, maar ander wou nie glo nie. Toe 'n ernstige meningsverskil ontstaan. Meningsverskil. Toe 'n ernstige meningsverskil ontstaan, het hulle begin pad gee. Paulus het egter nog vir oulaas een stelling teenoor hulle gemaak. Hoe van toepassing is dit tog wat die Heilige Gees by monde van die profeet Jesaja vir julle voorvaders gesê het, naamlik sy laaste stelling wat hy maak in sy bediening. Gaan na hierdie volk toe en sê, julle sal my woorde hoor en tog nie verstaan nie. Julle sal sien wat ek doen en dit tog nie werklik begryp nie. Ja, die hart van hierdie volk het verhard en hulle hoor swaar en hulle ore en hulle het hulle oë toegemaak sodat hulle nie dalk met hulle oë sien en met hulle ore hoor en met hulle harte begryp en tot bekering kom nie en ek hulle gesond maak nie. Van nou af moet julle goed besef dat hierdie verlossing van God nou vir die nie-Jode nasies beskikbaar gestel word en hulle sal luister. Jode wou nie hoor nie, wou nie erken nie, wou hom nie ken nie, wou Jesus nie ken nie. Paulus sê vir my en vir jou,
Nou gaan dit na die nie-Joodse nasies toe, na my en jou toe. Hierdie selfde beloftes, hierdie selfde ding wat ek gesê het, kom nou na hulle toe. Hulle gaan dit hoor, hulle gaan dit verstaan, hulle gaan dit begryp, hulle gaan dit aangryp, hulle gaan dit deel maak, hierdie Heilige Gees waarvan ons praat, hulle gaan weet hoe hy werk, hulle gaan saam met hom wandel, hy gaan deur hulle werk, hy gaan hulle waarsku, hy gaan vir hulle wys wie Jesus is, hy gaan vir hulle wys wie die Vader is, hulle gaan in gemeenskap met hom loop, hulle gaan nie een gebed bid voordat hulle hom vra om hulle te help nie, hulle gaan niks doen sonder hom nie, want sonder hom kan hulle niks doen nie, hy is alles, in alles, deur alles, vir alles, in hulle geplaas. Hy is die Gees van waarheid, die Gees van krag, die Gees van openbaring, die Gees van wysheid, en alles wat jy nodig het, is in hom gevind. Maar, sien ek en jy hom net as 'n add-on toe ons lewe, hy is my helper, hy is my trooster, of ken ek hom as God, en is hy Heilige Gees? Want die eerste karakter, my karaktereienskap van God, is hy is heilig. As jy nie die heiligheid van God verstaan nie, kan jy nie liefde verstaan nie. Jy kan nie die regverdige oordeele van God verstaan nie. Die vraag wat meeste mense vra in die wêreld daar buite, is hierdie vraag: hoe kan 'n liefdevolle God mense hel toe stuur? Het jy dit al gehoor? Het jy dit al gevra? Hoe kan 'n God wat absolute liefde is, hy is liefde, hy is lig, hy is wysheid, hy is alles. Hoe kan daai God 'n mens wat 'n hel voorberei, 'n mens wat hom nou nie wil volg nie, en nou nie sy knie wil buig nie, en daai persoon vat en sê, weet jy wat, jy gaan hel toe. En ons almal kom mekaar, jy, amen, prys die Here, hy is so goed. As jy nie verstaan wie hy is nie, en wat sy karakter is nie. Ons het te doen met 'n heilige God, vriend, jy kan nie net, Aaron het twee seuns gehad. Hulle moes die vuur bring, die offers bring voor God. En toe hulle die offers bring, toe sê die Bybel, they call it profane fire, of offers wat God nie wat vol God gesê het, jy kan nie voor my bring nie. Wat gebeur met hulle? Weet enigiemand? Hulle slaan dood neer. As jy die pa is van 'n Aaron, nie pa nie, die pa is, jy is pa Aaron, jy is pa Aaron, dis jou seun. Hoe voel jy teenoor God? Wat sê jy vir hom? Jy het ons aangestel as priesters, jy het gesê dis wat ons moet doen, jy het gesê dis wat ons moet aantrek, ons doen alles wat jy gesê het, en nou het hulle een foutjie gemaak, en jy wissel uit. Wat se tipe God is dit? Weet jy wat se tipe God is dit? 'n heilige God. Hy kan nie sy eie heiligheid net kanselleer nie. Jy weet, God word kwaad. Enigiemand het ooit gelees, God was kwaad? Of teleurgestel, of wat? Wat doen jy met so 'n God? Hoe verduidelik jy dis 'n God van liefde? En dis wat die mense nie verstaan nie, want ons dink menslikheid gewys. Ons het nie God die Heilige Gees in ons wat ons help en vir ons sê, hierdie God is heilig, buig jou knieë. Ja, maar ek gaan nie dit, ek wil my manier is, ek wil net dit, buig jou knieë. Ja, as ek voor God gaan ek vir hom, jy gaan niks vir hom nie, jy gaan buig. Vra vir Jesaja. Vra vir Jesaja wat van God voor God kom vra. Kyk na elke plek waar mense, profete in die gees voor God kom, wat gebeur met hulle? Kyk na Johannes, wat gebeur met hulle? Ek was soos 'n dooie. Jy collapse, jy slap neer. Soos 'n dooie mens. Wanneer jy te doen het met 'n heilige God en jy kom voor hom, jy slap neer.
Daar's nie my opinies en ek sal vir God sê en ek weet nou nie wie nie en ek gaan met hom redeneer en kom ons kry nie. Want is jy die klei of die pottebakker weet jy baie is jy nou? Ja, maar ek wil hê met my so maak en so maak. Ooh. As ek die teenwoordigheid van God bring, net kom ons terug na Aaron toe. So hy kom by Moses, hy sê weet jy, kyk net wat God gedoen. Dis nou die God wat ons aanbid. En die Bybel sê dat God het vir Moses verduidelik dat hy heilig is. En Moses het vir Aaron gesê, jy verstaan, dis die een ding wat God gesê het, jy kan nie raak nie. Jy kan nie raak nie. Hy is no compromise op my heiligheid nie. Jy het geweet, ons het geweet, hulle Levitiese kinders het van kleins, hulle was die hele priesternasie. Hulle was geleer wat jy mag en wat jy nie mag doen nie. Jy mag nie in die allerheiligste ingaan nie. Die hoofpriester een, jy weet dit. Daai kleintjies was geleer. Jy kan nie net enige vuur bring nie. Jy kan nie net bring wat jy opinie, jy kan nie. En toe Moses vir Aaron sê, die Here is heilig. En jy verstaan sy heiligheid. Die Bybel sê, and Aaron held his peace. Maar Aaron het besef, waarmee hy te doen het, gebuig, U is God. U alleen is God. Dieselfde idee, wat wanneer God kom, by die ark, toe Dawid hulle die ark terugbring, en hulle die ark op 'n wa, en die osse loop, en die ding val, en Usa is langs die ark, en hy steek sy hand uit om die ark te stop, en dan slaat hy dood neer, en God het hom geslaan, dood. Wat doen jy met dit? Was hy skuldig? Was hy onskuldig? Was dit aspres? Het hy nie net probeer om die heerlikheid van God op te hou, laat nie op die grond val nie, en ons het al hierdie redes, hoekom, dit is verskriklik dat hy nou net dood is. En Dawid los die ark net daar, hy sê, raai, kom ons gaan doen dit wat God gesê het, hoe daai ding gedra moet word op die skouers van mense. Kom ons kry die heiligheid van God, weer die heiligheid van God. En vir my en vir jou vandag, vriend, wil ek vir jy sê, kom ons kry die heiligheid van God, weer die heiligheid van God. Dat wanneer hy sê, moenie dit sê nie, of moenie dit doen nie, luister. Gehoorsaamheid aan God, sê vir my dat jy aanskou sy heiligheid en hom as heilig. Ons sien 'n wêreld wat verlore gaan, en 'n God wat hulle so lief het, dat hy bereid was om sy enige gebore seun gegee het, sodat hulle wat hom glo nie verlore sal gaan nie, maar ewige lewe sal hê. Ons sien dit, ons weet dit. Maar vir my en jou om hulle in die kerk in te bring, en te sê, jy's nou okay, alles is reg, jy hoef nie te worry nie, jy hoef net, genade is genoeg, jy gaan maar nou net, doen net wat jy, vriend, luister vir my. Mag die Here ons help, dat ons terugkom na die God wat ons aanbid. Dat ons terugkom na die Heilige Gees wat in my en in jou woon. Dat ons is sy tempel vandag, ek en jy. Dat ons die verantwoordelikheid besef om disipel te wees van Jesus. Daar was duisende wat hom gevolg het. Daar was duisende wat agter hom aangeloop het. Daar was duisende wat mekaar gedruk het om by hom uit te kom. Een vrou moes deurdruk en was geraak. Een. En ek wil u bemoedig vanmôre. Kom ek en jy wees die eens wat sê, ek verstaan, ek het God die Heilige Gees nodig. 2025, ek het God nodig om my te help, om my te lei, om my te wys. Ek het nodig om te hoor, en kom sien my, kom praat met my, kom bel my, ek kom by jou koffie drink by jou huis, ek kom jou help, ek kom, wat ook al jy nie verstaan van die persoon van God die Heilige Gees nie, ek is bereid om jou te kom help, ek is bereid om jou wat ook al te doen, sodat jy in verhouding kan staan met hom. Sodat wanneer ek en jy by mekaar kom, dan weet ons kom nie net om te luister na die Reader's Digest nie. Ons kom nie net om te luister na motiverende spreuke oor hoe ons beter kan wees in onsself. Daar is nie jouself nie. Daar is nie jouself nie. Ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie. Daar is nie jouself nie. Dis Christus en hom alleen, en jy in hom en ek in hom. Baie anders vandag, ek verstaan.
Maar ek glo dat God wil gehad het, iemand moet hoor wat ek sê vandag. En ek glo vanmôre dat jou lewe gaan omkeer van die oomblik af. At least gaan ek jou begin laat dink. Dus verstaan jy werklik wie hy is? En het jy 'n werklike verhouding met God? Werklike verhouding, vriend. Waar jy met hom praat, en jy met hom wandel, en hy's in jou dag, en hy's in alles, hy's in jou gedagtes, hy's alles, hy is alles, in alles. Staan saam met my, dan bid ons. Vader, U is amazing. Ons lees hierso in die boek van die Handelinge, hoe mense nie wou glo nie. Paulus was nie kwaad nie, hy was nie omgekrap nie. Hy het alles gedoen wat hy kon om te oorreed volgens die woord van God, vir wat beskikbaar is vir mense. Vanmôre weer eens doen ek dit as U ambassadeur, as U werktuig. Ek kom sê net dit wat ek glo in my hart is, dit wat U deur my sê. U mense, Vader, het die absolute voorreg om dit te kan kies, of te kan los, of te kan wegloop en sê, well, dit was maar dit, of daar is van ons wat vanmôre kan sê, ek hoor wat hy sê, en ek het nodig dit wat hy sê. En vir hulle, Vader, wil ek vanmôre bid, dat U werklik waar, daai begeerte, so sal dit brand in hulle hart, dit sal hulle nie los nie, totdat hulle kom, by die volheid van Christus, en dit wat U vir hulle lewe het. Ek bid, Heilige Gees, dat U mense sal inspireer, om 'n verhouding met U te hê, in hulle lewens, dat ons 'n werklike verhouding met God sal hê. En ons bid, Vader, dat U verheerlik word in en deur ons lewe, in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Amen. Awesome. Ons gee vir U geleentheid.